Fathersot Kids, dis ek, Juffrou Lazel, en ek is net so bly dat julle hier is saam met my vir hierdie baie spesiale les van vandag. Nou, laasweek het ons geleer oor Palm Sondag, en ons het geleer dat Palm Sondag net deel 1 is van 'n beautiful en kragtige storie wat ons nou vandag mee gaan aangaan. En vandag gaan ons nou nie net na enige ander gewone Bybelstorie na kyk nie, julle. Ons gaan kyk na die storie van Paasfees, een van die belangrikste gebeurtenisse in die hele Bybel. Nou die storie van Paasfees, julle het 3 belangrike dele. Die laaste maaltyd, Jesus se dood aan die kruis, en die mees belangrikste en amazingste van alles, sy opstanding. Maar julle, voor ons nou met ons les wegspring, kom ons bid eers gou en dan maak ons reg om Jesus met ons hele hart te loof. Liewe Jesus, dankie vir hierdie spesiale dag. Dankie dat U ons so lief het, dat U U lewe vir ons gegee het. Help ons asseblief om te verstaan wat U aan die kruis gedoen het en hoekom dit die grootste geskenk ooit is. Help ons asseblief om gefokus te bly en te sing met alles wat ons het. En help ons om U liefde op 'n spesiale manier te ervaar vandag. In U kosbare naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So okay julle, kom ons staan nou gou op en maak gereed om te sing en dans met ons hele hart vir ons koning Jesus.
friend. Holy Spirit, you help me on my way. My little hands together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. This life for you, Jesus. Your life for me. This life for you, Jesus. Your life for me. Wow julle, was dit nie net soveel van gewees nie? Ek love het net om God saam met julle almal te prys. So, nou dat ons God geprys het, kom ons begin met ons les. Laasweek het ons mos nou geleer hoe Jesus in Jerusalem ingekom het op 'n donkie en hoe die mense hom met palmtakke en hulle stemme geprys het deur Hosanna te skree. Maar vandag julle gaan ons nou uitvind wat net 'n paar dae later gebeur het. Nou, soos ek gesê het, die storie van Paasfees het 3 dele. So kom ons kyk gou saam na hulle en dan kan ons sien wat volgende gebeur het in ons amazing en kragtige Bybelstorie. Die laaste ete. Matteus 26 vers 17 tot 29, Markus 14 vers 12 tot 25, Lukas 22 vers 7 tot 20 en Johannes 13 tot 14. Toe doen Jesus nog iets. Hy het brood gevat en dit geseën. Toe breek hy dit in stukkies. Hy het die brood vir die disippels gegee om te eet. Toe sê Jesus, hierdie brood is soos my liggaam. Dink aan my elke keer wanneer julle dit eet. Jesus het ook die beker wyn gevat en dit geseën. Hy het dit vir die disippels gegee om daarvan te drink. Dit is soos my bloed. Dit is uitgegiet om mense se sonde te vergewe. Dit is tyd dat ek moet weggaan. Waarheen ek gaan, kan julle nog nie gaan nie. Ek gaan hemel toe om vir julle daar 'n mooi plek reg te maak. Maar ek sal sommer gou terugkom. In die begin sal julle baie hartseer wees, maar moenie bang wees nie. Julle sal binnekort verstaan en sal dan baie bly wees. Jesus word gevang en gekruisig. Matteus 26 tot 27, Markus 14 tot 15, Lukas 22 tot 23 en Johannes 18 tot 19. Judas het vir die leiers gaan vra, hoeveel sal julle my betaal as ek julle help om Jesus te vang? Hulle antwoord toe,
30 stukke silwer. Judas het die geld gevat en 'n plan gemaak. Jesus het na sy gunsteling tuin toe gegaan om te bid. Die disippels het saamgegaan. Jesus het gebid: Vader, as dit U wil is ek gereed om my lewe te gee, sodat almal wat in my glo, gered kan word van hulle sonde. Toe kom Judas saam met soldate daaraan. Petrus wou Jesus beskerm, maar Jesus keer hom. Nee, dit moet gebeur. Al die disippels het weggehardloop en die soldate het vir Jesus gevange geneem. Hulle het Jesus na die Joodse leiers toe gevat. Die leiers het gesê: Jy sê jy is die seun van God. Ons glo jou nie. Die leiers het Jesus weer vir die soldate gegee. Hulle het hom 'n swaar houtkruis laat dra na 'n plek toe met die naam Golgotha. Daar het hulle Jesus gekruisig. En Jesus het aan die kruis doodgegaan. Almal wat lief was vir Jesus was baie hartseer, maar hulle het iets belangriks vergeet. Jesus het gesê hy sal hulle gou weer sien. Jesus het opgestaan. Matteus 28 vers 1 tot 10, Markus 16 vers 1 tot 10, Lukas 24 vers 1 tot 11, Johannes 20 vers 1 tot 18. Nadat Jesus dood is, het sy vriende sy liggaam in 'n groot graf gaan neerlê. Hulle het die ingang toegemaak met 'n groot klip. Soldate het die graf opgepas. 3 dae later het die aarde geskud. 'n Engel van die Here het uit die hemel gekom en die klip voor die graf weggerol. Die engel het op die klip gaan sit. Toe die soldate die engel sien, het hulle op die grond neergeval. Maria en 'n paar vriende het na die graf toe gekom. Hulle het die engel gesien wat toe vir hulle sê: Moenie bang wees nie, Jesus is nie hier nie. Hy het opgestaan. Gaan vertel vir Petrus en die ander disippels dat Jesus lewe. Op pad na die disippels toe het die vroue vir Jesus gesien. Hulle het op hulle knieë neergeval en hom aanbid. Gaan sê vir die ander, ek sal hulle in Galilea kry, het Jesus gesê. Maria hardloop toe om vir die disippels alles te vertel. Wow, julle, was dit nie net so amazing nie? Hierdie Bybelstories is net so kragtig. Nou kom ons vat gou-gou 'n paar minute om te gesels oor wat ons sopas gesien het en hoekom dit vir ons as Christene so belangrik is. Die eerste storie wat ons nou gesien het, was die storie van die laaste maaltyd. Nou in hierdie storie sien ons hoe Jesus en sy disippels bymekaar gekom het vir 'n maaltyd. Nou julle, die was nie net enige ander gewone ete nie. Hierdie maaltyd wat hulle gedeel het, was om Pasga te vier. 'n Joodse vakansiedag wat hulle nou onthou hoe God hulle uit Egipte uitgered het. Nou, by hierdie maaltyd het Jesus iets amazing gedoen. Hy het 'n stuk brood geneem en dit gebreek en hy het dit vir sy disippels gegee. En toe sê hy, hierdie brood is soos my liggaam. Dink aan my elke keer wanneer julle dit eet. En toe vat Jesus nou 'n beker wyn en sê, dit is soos my bloed. Dit is uitgegiet om mense se sondes te vergewe. Julle sien, alhoewel die nou eers 'n bietjie weird was en die disippels het nou nie regtig verstaan wat aangaan nie, het Jesus vir hulle en vir ons gewys dat hy op pad was om sy lewe op te gee om almal te red. Julle sien, Jesus het geweet hy moet ly en sterf in ons plek sodat ons vergewe kan word en vir ewig saam met God kan lewe. En al was dit nou baie hartseer, het Jesus vir sy disippels gesê om nie bang te wees nie. En hy het vir hulle gesê, hy gaan hemel toe om vir hulle 'n wonderlike nuwe huis voor te berei en hy sal binnekort weer terugkom. Nou, ons volgende Bybelstorie is waar Jesus gearresteer en gekruisig was. Nou, in hierdie Bybelstorie het Jesus na 'n tuin toe gegaan om te bid. Nou, terwyl hy daar was en gebid het, was hy nou eintlik baie hartseer en ontsteld gewees, want hy het geweet, hy gaan deur baie pyn moet gaan. Maar wat so amazing is, julle, is dat Jesus nog steeds gebid het,
dat as dit God se wil is, dat hy nou moet sterf, dan sal hy dit doen. Nou, ongelukkig het een van Jesus se eie disippels, Judas, hom nou verraai en hy het die soldate na Jesus toe gelei. Nou al het Jesus niks verkeerd gedoen nie, het die godsdienstige leiers Jesus laat arresteer en hulle het hom gespot en hom gestuur om aan 'n kruis te sterf. Nou, terwyl Jesus aan die kruis was, het hy die straf van al die wêreldse sondes op homself gevat. Nou, al was dit baie seer, het Jesus aan daai kruis vasgebly oor sy groot liefde vir ons. En in die einde het Jesus toe dood gegaan aan die kruis. Nou op daardie oomblik moes dinge seker hopeloos gevoel het en almal was seker so verlore. Maar raai wat julle, dit is nie waar die storie geëindig het nie. 3 dae later het iets ongelooflik gebeur. Daar was 'n groot aardbewing en 'n engel het uit die hemel neergedaal en op die groot klip gaan sit. En hy het die groot klip toe weggerol. En toe party van Jesus se volgelinge by die graf toe kom, was hy nie meer daar nie, want hy leef. Is dit nie net so amazing nie, julle? Nie net het Jesus vir ons sondes gesterf nie, maar hy het ook die dood vir eens en vir altyd oorwin. En as gevolg van dit, kan ons almal eendag die ewige lewe saam met hom hê. Nou, toe die vrouens sien, Jesus leef, was hulle gevul met blydskap en hulle het gehardloop om die ander te gaan vertel. En nie lank nie, het almal geweet dat Jesus lewe. So, hoekom is al hierdie nou belangrik vir ons vandag? Wel, daar's 5 belangrike dinge waarna ek wil kyk. Die eerste ding is, Jesus het vir ons sondes gesterf. Julle sien, ons almal het al gesondig, en sonde skei ons van God af. Maar Jesus wou dit nie vir ons hê nie. En dis hoekom hy ons straf gevat het en in ons plek gesterf het, sodat ons nie meer van God af geskei hoef te wees nie. So as jy nou vir my vra, is dit eintlik 'n baie belangrike deel. Nou kom ons kyk wat nog belangrik is vir ons vandag. As gevolg van wat Jesus gedoen het, kan ons nou vir ewig saam met hom lewe. Julle sien, omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, is die dood oorwin. Nou, wanneer ons in Jesus glo en hom vra om ons te vergewe, dan gee hy vir ons die ewige lewe. Wat beteken dat ons eendag vir ewig saam met hom in die hemel gaan leef. Nou, kom ons kyk gou na die volgende punt. Dit bewys dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Julle sien, Jesus is nie net 'n nice man of 'n goeie onderwyser nie. Hy is die seun van God. En toe hy uit die dood uit opgestaan het, het hy bewys dat hy mag het oor sonde en dood. Wat beteken dat ons werklik geloof in Jesus kan sit en kan hê, want alles wat hy ons geleer het is waar. Nou, julle, nog 'n amazing ding wat ons uit vandag se storie kan leer, is ons hoef nie meer bang te wees nie. Julle sien, partykeer is die lewe moeilik en ons voel dalk hartseer en bang of even confused. Maar dit is waar ons moet onthou dat Jesus al klaar die geveg teen sonde en dood gewen het en hy sal ons help deur enige moeilike ding wat ons deurgaan. Nou die laaste punt wat ek wil hê ons moet na kyk uit vandag se Bybelstorie is ons moet elke dag vir Jesus lewe. Julle sien, die storie van Paasfees herinner ons nie net om Jesus se opstanding te vier nie, maar ook om hom met ons hele hart te volg. Julle sien, as gevolg van wat Jesus gedoen het, kan ons nou vry wees van sonde en dood. En ons skuld Jesus eintlik ons alles as gevolg van dit. So kom ons leef 'n lewe wat Jesus aanbid en eer, sodat ander ook in hom kan glo. Nou, ek hoop julle verstaan nou eintlik hoe kragtig en belangrik Paasfees is. En dit gaan nie eintlik oor chocolate eiers en hasies nie. Dit gaan oor Jesus, ons verlosser wat leef. Nou, om ons awesome les van vandag te onthou, gaan ons 'n baie fun craft maak. Is julle gereed om te sien wat dit is? Awesome. Kom ek wys julle wat dit is en hoe om dit te maak.
Wow, julle, wat 'n fun craft. Ek kan nie wag vir julle om met julle crafts te begin nie. Nou, om vandag se craft te download, hoef julle nou eenvoudig net na die beskrywing van hierdie video te gaan en op die blou link te klik waar dit sê hier is vandag se craft link. Nou, ek wil 'n groot shout-out gee aan almal van julle wat julle crafts van laasweek ingestuur het vir ons Palm Sondag les. Kom ons kyk gou hoe julle gedoen het. Wow. Ek is net so trots op elkeen van julle. Julle Palm Sondag crafts is net so beautiful. Ek love net hoe kleurvol julle dit gemaak het en ek kan sien julle het dit met soveel liefde gemaak. Julle het regtig nou 'n gawe en ek love dit net om te sien hoe julle talente vir God gebruik. So hou asseblief nou so aan om julle amazing crafts in te stuur. Nou, julle kan dit doen deur vir my 'n foto op WhatsApp te stuur, of julle kan 'n foto nou los in die comment section van ons craft post. Nou, voor ons gaan julle, kom ons staan eers gou weer bietjie op, en dan sing ons nog een liedjie saam met mekaar vir ons lewende koning, Jesus. Ek het net soveel fun saam met julle gehad vandag. Dankie dat julle my gejoin het op hierdie baie spesiale Paasondag. Nou voor ons gaan, kom ons maak gou ons oë toe en dan bid ons saam. Liewe Jesus, dankie dat U vir ons sondes aan die kruis gesterf het.
En dankie dat U weer opgestaan het, sodat ons vir ewig saam met U kan lewe. U is ons koning en ons verlosser en ons beste vriend. Help ons asseblief om altyd te onthou wat U vir ons gedoen het, en help ons om U elke dag te volg en vir U te lewe. Ons is net so lief vir U. In U naam bid ons dit, en ons almal sê, Amen. So julle, dis nou ons les vir vandag. Onthou nou, Jesus leef, en omdat hy lewe, kan ons nou hoop, vreugde en die ewige lewe hê. Ek kan nou nie wag om julle almal weer volgende week te sien vir 'n nuwe les nie. Maar tot dan, julle moet 'n awesome Paasfees Sondag hê. En onthou, Jesus het julle so baie lief. Bye bye julle.